Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 2 Junie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is 1 Konings 19, vers 1 tot 4 en 8 tot 15 in die 1983 vertaling. Word vir 'n oomblik stil. Laat jou asem stadig kom en gaan. Inasem en uitasem. Laat die gejaag, die geraas, die eise van hierdie dag effens wegskuif en kom sit saam met Elia onder die besembos. Kom soos jy is, moeg, onseker, hoopvol, uitgeput, verlangend. God ontmoet ons ook hier. Die gedig volg van Nadine Klaasen rig hierdie oomblik van stil wees. Ek het gisteraand die son gevolg, toe sien ek hom. Warm hemelse skakerings met liefde wat verstom. Ek het vanoggend opgestaan en die reën geruik, toe voel ek hom. Mistig, helend, met 'n hand wat reik alom. Ek het rustig deur die berg gewandel, toe ontmoet ek hom. Vol vreugde en hoop vir die toekoms wat sal blom. Ek neem my dogtertjie se hand, draai haar in 'n dans tevrede. Ek het hom ontmoet, my kind, die prins van lig en vrede. Hy hou die lig vir ons om te volg, om saam te sit in die arms van God. Hy praat in die wolke, hou vas tot ek weer terugkom. Amen. 1 Konings 19 vers 1. Agab het vir Isebel vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. In vers 8, toe staan hy op en eet, en deur die krag van kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van God tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het met my hart en siel gewy aan u saak, Here. Almagtige God, die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die groot grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewy aan die saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Elia het gedink het sou anders voel, na die groot vuur op Karmel, na die groot oorwinning, na die oomblik toe God sigbaar ingegryp het. Maar in plaas van vreugde, vind ons hom alleen in die woestyn, moeg, bang, ontnigter. Hy gaan sit onder 'n besembos en bid nie meer vir krag nie, maar dat dit genoeg sal wees. Daar is iets vertroostends aan hierdie verhaal.
dat selfs profete uitgeput raak, selfs die dapperes soms moed verloor, selfs gelowiges kom op plekke waar hulle nie weet hoe om vorentoe te gaan nie. En tog ontmoet God vir Elia nie met verwyte nie, maar met sorg, kos, water, rus. En eers daarna kom die reis na Horeb, die berg van ontmoeting. En daar wag Elia vir God. Sterk wind skeer die berge oop, maar die Here is nie in die wind nie. 'n Aardbewing laat die grond bewe, maar die Here is nie in die aardbewing nie. 'n Vuur flits verby, maar die Here is nie in die vuur nie. Dan kom daar iets anders, 'n fluistering, 'n sagte geluid, 'n sagte teenwoordigheid, en daarin ontmoet Elia vir God. En die eerste vraag van God aan Elia is so eenvoudig. Wat maak jy hier, Elia? Dis nie 'n beskuldiging nie, maar 'n uitnodiging. Vertel my en bring jou moegheid, jou teleurstelling en vrese. Want die pad vorentoe begin dikwels nie met nog prestasie of nog harder werk nie, maar met eerlikheid. Onder watter besembos sit jy dalk tans? Waar ervaar jy moegheid of ontmoediging? Praat met God in gebed hieroor. Watter geraas in jou lewe maak dit tans weer moeilik om God se stem te hoor? Wat is die dinge wat jou aandag aftrek? Of selfs die dinge waarin jy verwag om God se stem te hoor, maar jy kry dit nie daar nie. Praat met God in gebed hieroor. In die laaste oomblik van stilte, nooi ek jou uit om ook by die vraag van God aan Elia stil te staan. As God vandag vir jou vra, wat maak jy hier? Wat sou jy antwoord? Dink bidend hieroor na. Kom ons bid saam. God van die sagte stem,
Wanneer ek moeg raak, gee my rus. Wanneer ek verdwaal, leer my om te luister. Ontmoet my in die stilte en gee my moed vir die volgende tree. Amen.